Mishpatim, Eksodus 21 vanaf vers 1. Wette oor die vryheid en die lewe van die naaste. En dit is die verordeninge wat jy hulle moet voorhou. As jy 'n Hebreëse slaaf koop, moet hy 6 jaar lank dien, maar in die 7de moet hy as vryman verniet weggaan. As hy alleen kom, moet hy alleen vrygelaat word. As hy getroud is, moet sy vrou saam met hom vrygelaat word. As sy heer aan hom 'n vrou gee en sy vir hom seuns of dogters baar, moet die vrou met haar kinders haar heer se eiendom wees, terwyl hy alleen vrygelaat word. Maar as die slaaf reguit sê, ek het my heer, my vrou en my kinders lief, ek wil nie as vryman weggaan nie, dan moet sy heer hom na die owerhede bring en hom by die deur of die deurpos bring, en sy heer moet sy oor met 'n els deurboor. Daarna moet hy hom vir altyd dien. En as iemand sy dogter as slavin verkoop, mag sy nie soos die slawe weggaan nie. As sy haar heer nie beval nie, wat haar vir homself bestem het, moet hy haar laat loskoop. Hy is nie geregtig om haar aan 'n vreemde volk te verkoop nie, omdat hy trouweloos met haar gehandel het. Maar as hy vir haar seun vir sy seun bestem, moet hy met haar handel volgens die reg van die dogters. As hy vir hom 'n ander een neem, mag hy haar voedsel, haar klere en haar huweliksgemeenskap nie verminder nie. En as hy hierdie 3 dinge nie vir haar doen nie, kan sy verniet weggaan sonder geld. Hy wat 'n mens slaan, dat hy sterwe, moet sekerlik gedood word. Maar as hy dit daar nie op toegelê het nie, maar God dit sy hand laat ontmoet het, dan sal ek jou 'n plek aanwys waarheen hy kan vlug. Maar as iemand moedswillig teen sy naaste handel, om met lus dood te maak, moet jy hom van my altaar af wegneem om te sterwe. En hy wat sy vader of sy moeder slaan, moet sekerlik gedood word. En hy wat 'n mens steel en hom verkoop, of as hy in sy besit gevind word, die moet sekerlik gedood word. En hy wat sy vader of sy moeder vloek, moet sekerlik gedood word. En as manne twis en die een die ander slaan met 'n klip of met die vuis, sodat hy nie sterwe nie, maar bedlend word, as hy weer opstaan en buite met sy stok rondloop, moet hy wat geslaan het, ongestraf bly. Net sy tydsverlies moet hy vergoed, en sorg dat hy heeltemal gesond word. En as iemand sy slaaf of slavin met 'n stok slaan, dat die onder sy hand sterwe, moet hy sekerlik gewreek word. Maar as hy na 1 of 2 dae nog lewe, moet dit nie gewreek word nie, want hy is sy eiendom. En as manne met mekaar veg, en 'n swanger vrou so stamp, dat haar vrug afgaan, maar daar geen ander letsel is nie, moet hy sekerlik boete betaal, soos die man van die vrou wat dit oplê. En hy moet dit deur skeieregters gee. Maar is daar 'n letsel, dan moet jy gee lewe vir lewe, oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet, brandplek vir brandplek, wond vir wond, kwesplek vir kwesplek. En as iemand sy slaaf of slavin op die oog slaan, en hy dit beskadig, moet hy hom vry laat weggaan vir sy oog. En as hy die tand van sy slaaf of die tand van sy slavin uitslaan, moet hy hom vry laat weggaan vir sy tand. En as 'n bees 'n man of 'n vrou stoot, sodat hy sterwe, moet die bees sekerlik gestenig word, en sy vleis mag nie geëet word nie, maar die baas van die bees sal ongestraf bly. Maar as die bees tevore al stoterig gewees het, en sy baas gewaarsku was, maar dit nie opgepas het nie, en dit 'n man of 'n vrou doodmaak, moet die bees gestenig word, en sy baas moet ook gedood word.
As aan hom losgeld opgelê word, moet hy vir die lossing van sy lewe alles gee wat hom opgelê word. Of dit 'n seun gestoot het, of 'n dogter. Volgens hierdie reg moet met hom gehandel word. As die bees 'n slaaf of slavin stoot, moet hy aan hulle heer 30 sikkel silwer gee, en die bees moet gestenig word. En as iemand 'n put oopmaak, of as iemand 'n put grawe en dit nie toemaak nie, en 'n bees of esel val daarin, moet die eienaar van die put vergoeding gee. Hy moet aan die eienaar van die dier geld gee, maar die dooie dier moet syne wees. En as iemand se bees die bees van 'n ander stoot, sodat dit sterwe, moet hulle die lewendige bees verkoop en die geld daarvan verdeel. En die dooie een moet hulle ook verdeel. Of as dit bekend was dat die bees tevore al stoterig gewees het, en sy baas dit nie opgepas het nie, moet hy ten volle bees vir bees vergoed, maar die dooie een moet syne wees. Eksodus 22. Wette oor die eiendom van die naaste. As iemand 'n bees of 'n stuk kleinvee steel en dit slag of verkoop, moet hy 5 beeste vir 'n bees vergoed en 4 stuks kleinvee vir 'n stuk kleinvee. As 'n dief betrap word terwyl hy inbreek en hy word geslaan, sodat hy sterwe, sal daardeur geen bloedskuld ontstaan nie. As die son oor hom opgegaan het, ontstaan daar bloedskuld. Hy moet ten volle vergoeding gee. As hy niks het nie, moet hy vir sy diefstal verkoop word. As die gesteelde goed, of dit 'n bees, 'n esel of 'n stuk kleinvee is, nog lewendig in sy besit gevind word, moet hy dubbel vergoeding gee. As iemand 'n stuk veld of 'n wingerd laat afwy en sy vee vry laat loop, sodat dit in die veld van 'n ander wy, moet hy van die beste van sy veld en die beste van sy wingerd as vergoeding gee. As 'n vuur uitbreek en die dorings vat, sodat 'n miet of die ongesnyde graan of die veld verteer word, moet hy wat die vuur aan die brand gesteek het, ten volle vergoeding gee. As iemand aan sy naaste geld of goed in bewaring gee, en dit word uit die man se huis gesteel, moet die dief, as hy uitgevind word, dubbel vergoeding gee. As die dief nie uitgevind word nie, moet die eienaar van die huis na die owerhede gaan, om hom te beslis of hy nie sy hand na die naaste se goed uitgesteek het nie. By alle sake van ontvreemding, of dit gaan oor 'n bees, oor 'n esel, oor kleinvee, oor klere of oor enige iets wat verloor is, waarvan iemand sê dit is myne, moet die saak van albei voor die owerhede kom. Die een wat die owerhede skuldig verklaar, moet aan sy naaste dubbel vergoeding gee. As iemand aan sy naaste 'n esel of 'n bees of 'n stuk kleinvee of enige dier gee om op te pas, en dit gaan dood of kry 'n ongeluk of word weggevoer sonder dat iemand dit sien, dan moet die eed by die Here tussen hulle twee beslis, of hy nie sy hand na sy naaste se goed uitgesteek het nie. En die eienaar moet daarmee tevrede wees, en die ander hoef geen vergoeding te gee nie. Maar as dit van hom weggesteel is, moet hy aan die eienaar vergoeding gee. As dit verskeur is, moet hy dit as bewys bring, wat verskeur is. Hoef hy nie te vergoed nie. As iemand van sy naaste iets te leen vra, en dit kry 'n ongeluk of gaan dood terwyl eienaar nie by die huis is nie, moet hy ten volle vergoeding gee. As die eienaar daarby gewees het, hoef hy geen vergoeding te gee nie. As dit gehuur was, kom die huurgeld daarvoor. As iemand 'n jong meisie, wat nie verloof is nie, verlei en met haar gemeenskap het, moet hy haar vir die volle huweliksprys as sy vrou koop. As haar vader beslis weier om haar aan hom te gee, moet hy die geld gee volgens die huweliksprys vir jong meisies. Die towerheks mag jy nie laat lewe nie. Elkeen wat met 'n dier gemeenskap het, moet sekerlik gedood word.
Hy wat aan die gode offer, behalwe aan die Here alleen, moet met die banvloek getref word. Jy mag ook nie die vreemdeling nie kwel of hom verdruk nie, want julle was vreemdelinge in Egipte land. Julle mag geen weduwee of wees verdruk nie. As jy hulle op enige manier verdruk, waarlik, dan sal ek, as hulle na my roep, hulle geroep sekerlik hoor, en my toorn sal ontvlam, en ek sal julle met die swaard ombring, sodat julle vroue weduwees en julle kinders wese word. As jy aan my volk, aan die arme by jou, geld leen, mag jy vir hom nie soos 'n skuldeiser wees nie. Julle mag hom geen rente oplê nie. As jy ooit jou naaste se gewaad as pand neem, moet jy dit vir hom teruggee, voor die son ondergaan, want dit is sy enigste bedekking, dit is die bekleding van sy vel, waarin moet hy anders slaap, en as hy na my roep, sal ek hoor, want ek is genadig. Jy mag God nie vloek nie, en 'n owerste onder jou volk mag jy nie verwens nie. Die offer uit jou volle opbrengs en jou parskyp mag jy nie terughou nie. Die eersgeborene van jou seuns moet jy aan my gee. Jy moet dieselfde doen met jou beeste en jou kleinsvee. 7 dae moet dit by sy moeder wees, en op die 8ste dag moet jy dit aan my gee, en julle moet dit vir my, heilige mense wees. Daarom mag julle nie vleis eet, wat in die veld verskeur is nie. Julle moet dit vir die honde gooi. Eksodus 23. Jy mag geen valse gerig rondstrooi nie. Verbind jou nie met die skuldige om 'n kwaadwillige getuie te wees nie. Jy mag die meerderheid nie volg in die verkeerde dinge nie. En jy mag in die regsaak geen getuienis aflê agter die meerderheid aan om die reg te verdraai nie. Ook mag jy die geringe nie voortrek in sy regsaak nie. As jou vyand se bees of esel teekom wat ronddwaal, moet jy dit sekerlik vir hom terugbring. As jy jou vyand se esel onder sy pak sien lê, moet jy dit nie onverskillig aan hom oorlaat nie. Jy moet dit sekerlik saam met hom aflaai. Jy mag die reg van jou arme mense in hulle regsaak nie verdraai nie. Hou jou ver van valse sake af en moenie die onskuldige en die wat reg het ombring nie. Want ek sal die skuldige nie regverdig verklaar nie. Ook mag jy geen omkoopgeskenke aanneem nie, want die geskenk maak die siendes blind en verdraai die sake van die regverdiges. Jy mag die vreemdeling ook nie verdruk nie, want julle ken self die gemoed van 'n vreemdeling, omdat julle vreemdelinge in Egipte land gewees het. En 6 jaar lank moet jy jou land besaai en die opbrengs daarvan insamel. Maar in die 7de moet jy dit ongebruik en braak laat lê, dat die arm mense van jou volk kan eet. En wat hulle laat oorbly, kan die diere van die veld opeet. So moet jy doen met jou wingerd en jou olyfbome. 6 dae moet jy jou werk verrig, maar op die 7de dag moet jy rus, dat jou os en jou esel kan uitrus, en die seun van jou slavin en die vreemdeling kan asem skep. En in alles wat ek julle gesê het, moet julle heel in ag neem. En die naam van ander gode mag julle nie vermeld nie. Dit mag nie uit jou mond gehoor word nie. 3 maal 'n jaar moet jy vir my 'n fees hou. Die fees van ongesuurde brode moet jy hou, 7 dae lank. Moet jy jou ongesuurde brode eet, soos ek jou beveel het, op die bepaalde tyd van die maand, Abib. En daarin het jy uit Egipte uitgetrek. Maar hulle mag nie met leë hande voor my aangesig verskyn nie. Verder die fees van die oes, van die eersteling van jou werk, van wat jy op die land saai, en ook die fees
van die insameling aan die einde van die jaar, as jy jou werk uit die land insamel. 3 maal in die jaar moet al jou manspersone voor die aangesig van die Here verskyn. Jy mag die bloed van my offer nie saam met die gesuurde brood eet nie. Ook mag die vet van my feesoffers nie tot die môre toe oorbly nie. Die beste van die eerstelinge van jou grond moet jy uit die huis van die Here jou God bring. Jy mag nie bokke kook in sy moeder se melk nie. Kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat ek gereed gemaak het. Neem jou in ag vir hom en luister na sy stem. Wees nie wederstrewig teen hom nie, want hy sal julle oortredinge nie vergewe nie, want my naam is in hom. Maar as jy terdee na sy stem luister en alles doen wat ek sal sê, sal ek die vyand van jou vyande en die teenstander van jou teenstander wees. Want my engel sal voor jou uitgaan en jou bring na die Amoriete en die Hetiete en die Feresiete en die Kanaaniete, Jewiete en Jebusiete, en ek sal hulle vernietig. Jy mag jou voor hulle gode nie neerbuig en hulle nie dien nie. Ook mag jy nie doen na hulle werke nie, maar jy moet heeltemal afbreek. Jy moet hulle heeltemal afbreek en hulle klippilare kort en klein slaan. En julle moet die Here julle God dien. Dan sal hy jou brood en jou water seën. En ek sal siektes uit jou midde verwyder. Daar sal geen misdragtige of onvrugbare in jou land wees nie. Ek sal die getal van jou dae volmaak. Ek sal my skrik voor jou uitstuur en elke volk waarby jy kom in verwarring bring. Ek sal al jou vyande vir jou laat vlug. Ook sal ek die perdebye voor jou uitstuur. Die sal die Jewiete, Kanaaniete en Hetiete voor jou uitverdrywe. Ek sal hulle nie in 1 jaar voor jou uitverdrywe nie, dat die land nie woes word en die ongediertes nie teen jou te veel word nie. Ek sal hulle so langsamerhand voor jou uitverdrywe, totdat jy vrugbaar word en die land beerwe. En ek sal jou grense vasstel van die Skelfsee af tot by die see van die Filistyne, en van die woestyn af tot by die Efraat. Want ek sal die inwoners van die land in julle hand gee, en jy sal hulle voor jou uitverdrywe. Jy mag met hulle of met hulle gode geen verbond maak nie. Hulle mag in jou land nie woon nie, dat hulle jou nie verlei om teen my te sondig nie, want jy sal hulle gode dien. Ja, dit sal vir jou 'n struik wees. Eksodus 24. Moses en die oudstes klim op die berg. Daarna het hy vir Moses gesê: Klim na die berg toe op, jy en Aaron, Nadab en Abihu, en 70 van die oudstes van Israel. En buig julle neer van ver af, en laat Moses alleen naderkom na die Here toe. Maar hulle moenie naderkom nie, en die volk mag nie saam met hom opklim nie. Toe Moses kom en aan die volk al die woorde van die Here en al die verordeninge vertel, antwoord die hele volk met een stem: Al die woorde wat die Here gespreek het, sal ons doen. En Moses het al die woorde van die Here opgeskrywe en die môre vroeg hom klaargemaak en onder die berg 'n altaar gebou en 12 gedenksene volgens die 12 stamme van Israel. En hy het jongmanne van die kinders van Israel gestuur. Die het die brandoffers geoffer en as dankoffers bulle vir die Here geslag.
Moses het die helfte van die bloed geneem en dit in komme gegooi en die helfte van die bloed teen die altaar uitgegooi. En hy het die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees. En hulle het gesê, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen en daarna luister. Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en sê, dit is die bloed van die verbond wat die Here met julle gesluit het, op grond van al hierdie woorde. Daarop het Moses opgeklim met Aaron, Nadab en Abihu en 70 van die oudstes van Israel. En hulle het die God van Israel gesien en onder sy voete, net soos 'n vloerwerk van safierstene en so helder soos die hemel self. Maar hy het sy hand nie na die uitgesoekte van die kinders van Israel uitgestrek nie. En hulle het God aanskou, daarop het hulle geëet en gedrink. Toe sê die Here vir Moses, klim op die berg na my toe en vertoef daar, dat ek jou die kliptafels kan gee en die wet en gebooie wat ek geskryf het, om hulle te onderrig. Hierop het Moses klaar gemaak en Josua, sy dienaar, en Moses het op die berg van God geklim en aan die oudstes gesê, wag hier vir ons, tot ons na julle terugkom. En kyk, Aaron en Hur is by julle. Wie regsake het, kan na hulle gaan. Toe Moses die berg opklim, en 'n wolk die berg oordek. En die heerlikheid van die Here het op die berg Sinaï gebly, en die wolk het dit 6 dae lank oordek. En op die 7de dag het hy na Moses geroep uit die wolk. En die verskyning van die Here se heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel, soos 'n verterende vuur op die top van die berg. En Moses het binne in die wolk ingegaan en die berg opgeklim. En Moses was op die berg 40 dae en 40 nagte. Goed, nou lees ons die Haftorah en dit lees ons uit Jeremia 34 vanaf vers 8. Bedreigende toe die slawe eers vrygestel en toe weer diensbaar gemaak is. Die woord van die Here tot Jeremia gekom, nadat koning Sedekia 'n verbond gesluit het met die hele volk wat in Jerusalem was, om vir hulle 'n vrylating uit te roep, dat elkeen sy slaaf en sy slavin, 'n Hebreëse man of Hebreëse vrou, vry moet laat weggaan, sodat niemand 'n Jood sy broer vir hom diensbaar sou maak nie. En al die vorste en die hele volk wat die verbond aangegaan het gehoor gegee, dat elkeen sy slaaf en sy slavin vry sou laat weggaan, sodat die nie meer aan hulle diensbaar sou wees nie. Ja, hulle het gehoor gegee en hulle laat weggaan, maar daarna het hulle weer die slawe en slavinne laat terugkom, wat hulle vry laat weggaan het, en hulle die as slawe en slavinne onderdanig gemaak. Toe het van die Here die woord van die Here tot Jeremia gekom en gesê, so spreek die Here, die God van Israel, ek het 'n verbond gesluit met julle vaders op die dag, toe ek hulle uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het met hierdie woorde. Aan die einde van 7 jaar moet julle elkeen sy broer, die Hebreër wat aan jou verkoop is en jou 6 jaar lank gedien het, laat weggaan. Jy moet hom as 'n vryman van jou af laat weggaan. Maar julle vaders het nie na my geluister nie en geen gehoor gegee nie. En julle het vandag tot inkeer gekom en gedoen wat reg is in my oë, om 'n vrylating uit te roep. Elkeen vir sy naaste. Julle het 'n verbond gesluit voor my aangesig, in die huis waaroor my naam uitgeroep is, maar julle het weer gedraai en my naam ontheilig.
en elkeen het sy slaaf en slavin, wat julle vry laat weggaan het, volgens hulle begeerte laat terugkom, en julle het hulle onderdanig gemaak, om julle slawe en slavinne te wees. Daarom, so sê die Here, julle het na my nie geluister, om 'n vrylating uit te roep, elkeen vir sy broer en vir sy naaste nie. Kyk, ek roep 'n vrylating uit, spreek die Here, om julle oor te gee aan die swaard, die pes en die hongersnood, en ek sal vir julle 'n skrikbeeld maak, vir al die koninkryke van die aarde. Ek sal die manne wat my verbond oortree het, wat die woorde van die verbond nie gehou het, wat hulle voor my aangesig gesluit het nie, maak soos die kalf wat hulle in 2 stukke gesny het, en tussen die stukke waarvan hulle deurgegaan het. Die vorste van Juda en die vorste van Jerusalem, die hofdienaars en die priesters en die hele volk van die land, wat tussen die stukke van die kalf deurgegaan het. En ek sal hulle gee in die hand van hulle vyande, en in die hand van die wat hulle lewe soek. En hulle lyke sal dien as voedsel vir die voëls van die hemel, en die wilde diere van die aarde. En Sedekia, die koning van Juda, en sy vorste, sal ek oorgee in die hand van hulle vyande, en in die hand van die wat hulle lewe soek, naamlik aan die leer van die koning van Babel, wat van julle af opgetrek het. Kyk, ek gee bevel, spreek die Here, ek sal hulle na hierdie stad terugbring, en hulle sal daarheen oorlog voer, en dit inneem, en met vuur verbrand, en ek sal die stede van Juda 'n wildernis maak, sonder inwoner. Nou lees ek vir ons uit die Brit Gadesha, Matteus 5, vers 36 tot 42. Vers 38 tot 42. Julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir 'n oog en tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle, dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na die gereg wil gaan, en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bokleed kry. En elkeen wat jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom wat iets van jou vra, en wys hom nie af wat van jou wil hê nie. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Want hy laat sy son opgaan oor die slegtes en die goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle lief het die wat vir julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. En dan ons laaste gedeelte van die Nuwe Testament, Hebreërs 10, vers 28 tot 39. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien, wat die Seun van God vertrap het, en die bloed van die testament, waardeur hy geheilig is, onrein geag, en die gees van genade gesmaad het. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe. Ek sal vergelde, spreek die Here, en weer, die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Maar onthou die vorige dae waarin julle, toe julle verlig geword het, 'n groot lydingsworsteling deurgestaan het. Gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukking
'n skouspel geword het, gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer het. Want julle het ook saam met my gevoel in my boeye, en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het dat julle in julleself 'n beter en blywende besitting in die hemel het. Werp dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Want julle het lydsaamheid nodig, om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog 'n klein tydjie, en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van